Wat 'n voorreg om saam met jou te kan kuier op so 'n pragtige mooi dag. Nou ja, gister Daniël Vasdag 2 het ons ongelukkig met 'n kragkrisis gesit al vir 9 dae en dis nog steeds nie uitgesorteer nie. Een van die kabels het gebrand na die tyd en areas wat al vir 2 weke sonder krag was, het gister is dit aangesit en hopelik sal ons in die dag of 2 wat voor lê krag kry. En kon ek gisterand nie uitsaai nie, want vir een of ander rede besluit die Jenny, hy gaan nou nie inskop nie. Ons het die manne hier gehad, hulle kon hom nie reg kry nie, en nou ja, vanoggend kuier ek saam, vanoggend start hy weer, en nou so dinge maar werk. Ons is nou, dit is vandag Dinsdag, en is dag 3 eintlik met ons Daniël vas, maar ek deel met jou dag 2, oorgawe bring groei, en ek glo dat dit met jou goed gaan in jou vas tydperk, en met my gaan dit baie goed. Ek is opgewonde, ek is dankbaar vir dit wat die Here mee besig is, en dan moet ek ook vir jou sê, vandag, vanoggend, terwyl ek met jou gaan gesels oor oorgawe bring groei, wil ek vir jou sê, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Spreuke 3 vers 5. Dis wat ons gister oor gebid het en gevas het. En ek dink jy het selfs in die oomblik wat jy gevas het en selfs net gebid het en moontlik dalk op 'n ander tyd wat jy gaan vas, het dit net vir jou duidelik geword dat God vra dat jy moet oorgee. Glo jy geniet die liede wat ek so skryf en komponeer en saam elke dag stukkie sit en saam met Daniël vas. En aan die einde van ons Daniël vas, sal ek die 21 liedjies vir die 21 dae, gaan ek dan op Spotify plaas op ons Daniël vas groep, en ek glo jy dit gaan vir jou iets beteken, dit gaan tot jou hart spreek, want jy het hierdie journey saam gestap, en daaruit weet ek ook, het die Here met ons 'n afspraak. Wanneer jy gaan vas, hoe jy gaan vas, wanneer jy gaan vas, wat jy oor gaan vas, en vir wat jy gaan vas, is 'n saak tussen jou en die Here. En daarom is dit vir my belangrik dat jy die erns in dit sal sien, en dat dit nie net in Januarie sal plaasvind nie, maar gereeld deur die jaar. Jy weet, 'n dag afsonder, of 'n dag of 3 afsonder, en die aangesig van die Here soek. Vandag, Psalm 46 vers 1, vir ons Daniël vas, is dit dan nou vir dag 3, is dit dag 3 al? Ja, jy weet, wees stil voor die Here. Be still and know that I'm God. Maar nou wil ek stil staan, vanaand 8uur praat ek juist dan oor ons heilige dag vas, en om stil te word voor God. En ek weet dat het is nog nie begin van die vas, en dalk gaan dit moeilik, en dalk het jy uitdagings, ek het opgestaan, jy weet, met Daniël vas sonnagoggend, toe my kar nie start. Jy weet, moes dadelik gaan soek in die engine, en nie dat ek 'n mechanic is nie, maar ek het aan iets geraak, en dit het gewerk, en toe voel ek my dag spring nogal met my Daniël vas, jy weet, op 'n negatiewe oomblik weg, en ek het toe 'n besluit geneem, dat ek gaan nie dat die fisiese goed my verhinder van dit wat God vir my instoor het nie. En ek wil hê jy moet ook, waar jy is in jou lewe, nie aan die tydelike vaskyk nie, en sien die groter prentjie. Ons is op pad na, jy weet, 'n nuwe seisoen in hierdie fisiese riekelm van somer, gaan ons mos nou oor in 'n seisoen waar ons voorberei vir die winter. Jy weet, en dan is dit mos so dat alles begin vaal raak, en dan is dit winter, en dan is dit lente, en dan is dit somer. Dat is seisoene, en hierdie is 'n seisoen waar God ook vandag met jou wil ontmoet en met jou praat. Deur hierdie boodskap wat ek nou uitsaai, glo ek, moet jy dit hoor, en ek wil jou uitnooi om dit te share en te deel ook met iemand. Ons leef in 'n tyd waar mense graag God se seën wil hê. Hulle wil al sy mooi ervaar, maar hulle wil nie hy moet hulle lei op die regte pad nie. Maar voor ons verder gaan, kom ek en jy bid net saam.
Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie dag U naam kan loof en eer en prys en U groot maak en vandag kan sê daar is niemand soos U nie. Word verheerlik in hierdie dag en vir hom wat luister op YouTube en op TikTok en op Facebook. Is my gebed op wat is 'n sosiale platform dat U haar en hom sal seën. Here, daar wat dele in ons lewens is wat ons nie in oorgawe oorgegee het aan U nie, kom ons by 'n punt en 'n plek om te sê, Here, ons gee oor en we surrender, sodat U leiding kan neem, sodat ons U kan volg en weet dat in U voetspore is daar vrede, oorwinning en is daar beskerming en op ons paaie waar daar baie keer aanslag kom. Here, gee ons die belofte dat U met ons is en ons nooit alleen laat nie. Dankie vandag vir 'n oomblik soos hierdie wat ons saam kan kuier en die naam van die Here kan groot maak. U is hoog en verhewe, U is so omvul die tempel en daar's niemand soos U nie, niemand wat opgemeet, niemand wat vergelyk kan word met U nie. Ontvang so die eer in Jesus se naam. Amen. Dus te praat van oorgawe, kom jy agter dat mense, en ongelukkig is dit so, dat ons wil die mooi hê en ons soek hierdie lelik, nie wat reg is, maar die ironie, die hartseer is dat ons wil dit alles hê, maar ons wil nie offers bring nie, ons wil nie ons lewens in lyn kry met God en sekere dinge in ons lewens, jy weet, net aflê nie. En Vader vra en verwag van jou en my om by 'n plek in ons lewens te kom om dinge af te lê en klaar te maak met dinge. En ons bid, Here, lei my, maar hou steeds vas aan ons eie planne. Ons vra God se leiding. Maar dan sê ons, Here, help my, en dan kom ons en ons bring weer die vrees op onsself en ons bring, jy weet, die onbekende, laat dit kom groei op ons. So ons gee nie in totaliteit oor aan God nie. Ware groei in die koninkryk van God begin waar oorgawe plaasvind. En in jou lewe vra dit van jou en my om, juis nie net in die Daniël vas nie, maar ook in elke faset van ons lewens by 'n plek te kan kom om te sê, ek gee oor. Ek gee oor. Dalk is dit jou huwelik, dalk is dit jou seun of jou dogter, dalk is dit jou vrou of jou man, jou ouers, jou besigheid en jou vriende, dalk sit 'n bekommernis oor iets, dalk 'n siekte toestand. En die Here wil eintlik vir my en jou sê om aan hom oor te gee in oorgawe, om te sê, Here, ek vertrou U met alles. Nie gedeeltelike oorgawe nie, Here, U kan dit hê, maar hierdie area van my lewe, Here, dit gaan ek nie vir U gee nie. Here vra vandag van jou en my om in elke faset, in alles oor te kan gee. Om te kan beteken, om te surrender, beteken, ek gee oor aan God, ek vertrou God, ek lê dit by God se voete. Spreuke 4, Spreuke 3 wat ek vir jou gelees het, wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Begin met 'n radikale opdrag. Dit begin met vertrou op die Here met jou hele hart. Nie met 'n stukkie van jou hart nie, nie net op Sondag en op sekere tye nie. Maar die Here vra van jou en my om hom te vertrou met ons hele hart. Nie net wanneer dinge in jou lewe sin maak nie. Want dinge maak baie keer nie sin nie. Wat is oorgawe regtig? Wel, oorgawe, wil ek vir jou sê, is nie swakheid nie. En baie keer dink ons om oor te gee. Ek was gister in 'n situasie wat ek aan 'n tou getrek het, die kant toe en daai kant toe. En ek sê vir Karen gister aan, jy weet, jy het hierdie situasie en hierdie situasie en jy weet, gaan jy so optree, dan gaan dit hierdie reoneer, dit gaan hierdie seer maak. Jy moet so sensitief wees. En dit beteken nie dat ek swak is, dit beteken nie dat ek ingee nie. Ek is konsekwent. En vandag weet ek dat jy ook by plekke in jou lewe is waar jy moet oorgee en waar jy moet aanbeweeg en waar jy moet klaar maak, maar ons hou vas as mens. Ons wil so graag nog in beheer wees. En ons wil so graag hê sekere goed moet werk soos ek en jy dit wil hê dit moet werk. Oorgawe is nie om op te gee nie. Oorgawe is om te sê, Here, ek erken dat U wysheid
En u plan is groter as my plan, groter as my wysheid, groter as my insig. U plan en u pad is die beste vir my. Oorgawe beteken ek los my beheer. Ek los my tydlyne. Ek los my eie insig. My eie hiermeer. Ek los my eie wil. Jy alleen weet wat die swak plekke is en die swak skakels in jou lewe en die swak dingetjies wat jou laat tuimel, wat jou laat ingee, wat jou mismoedig maak, wat jou voel dat jy dit nie gaan maak nie. Jesus self wys ons ware oorgawe in Getsemane. Ons het nie 'n meer beter voorbeeld nodig wanneer hy sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Selfs Jesus het by 'n plek gekom om oor te gee. Jesus, die Messias, die verlosser, gee homself oor. En as die seun van God moes leer om homself oor te gee, hoeveel te meer moet ek en jy in hierdie dag en ook in ons vastydperk, dalk in ons stilte tyd en waar jy beweeg, dalk by 'n plek kan kom om te sê, oorgee. Die deurbraak kom wanneer ek oorgee in totaliteit. Oorgee kom wanneer ek dit by sy voete los, en dan oordek jy met vrede, want ek is nie meer in beheer nie. Wanneer jy nog in beheer is, dan is jy geworried en jy kyk heeltyd so oor jou skouer. Kan ek nie nog dit of dat doen nie? Nee, wanneer jy het oorgegee het, beteken dit dat jy wegstap en jy los dit by sy voete en Abba Vader, u gaan die beste met hierdie klein maak. U gaan dit vorm. Nie altyd ons wil nie, maar u wil is die beste. Die stryd teen oorgawe. En ons is baie keer op die drempel van oorgee en die drempel van deurbraak, maar net sodra ons daarbo kom, dan gee ons op, want ons raak mismoedig en ons kyk na die tekens van die tye en die seisoene. En die Here wil eintlik vanoggend vir jou sê om dit nie te doen nie, want waarom is oorgawe so moeilik, sê jy dalk vir my vanoggend? Want ons wil beheer hê. Ons wil in beheer wees, ons wil seker wees, ons wil verstaan voor ons vertrou. Ons sal verstaan voor ons vertrou. En die Here wil hê ek moet alles, daai hele pakkie, hier in die begin van 2026 by sy voete neersit. Om te sê, Here, ek vertrou u, ek glo u, ek wil nie meer probeer met my klein breintjie dit verstaan nie. Ek sit dit by u neer en ek los dit daar en ek het vrede. Dalk is daar iets wat jy vandag, wat die Here met jou oor praat, wat jy dalk by sy voete moet neersit, wat jy vir baie lank probeer in jou lewe uitsorteer. Ons vrees verlies is die tweede punt oor hoekom ons sukkel om oor te gee. Want ons dink as ek dit oorgee, wat as God dit wegvat? En dis een van die groot dinge, om te laat gaan. To let go. Ek glo God praat nou juis met jou en met my, baie duidelik. Sekere goed moet weggevat word, sekere goed moet klaarkom, sodat jy kan aangaan. Moses moes eers doodgaan, voor die volk in die beloofde land kon ingaan. Die ouwe moet eers klaar mee gemaak word, en is dit nie so, ons is baie keer geneig om maar vast te hou nie, en die Here sê, nee, dit het tyd geword om nie meer vast te hou, het tyd geword om dit een kant toe te sit, maar die waarheid is, God vat nooit iets weg om jou te straf nie. Hy verwyder net goed uit jou lewe wat verhinder dat jy groei, dat jy by die mooi uitkom, wat jy sy wil ontdek, dat jy die mooi sal sien, dat jy sal stap in die seisoen wat hy vir jou instoor het. Een van die groot probleme is nog ons eie insig, ons vertrou, jy weet so, in ons is so bang, en ons vertrou ons eie insig, en ons is so bang om dit te laat gaan. Spreuke waarsku juis wanneer hy sê, steun nie op jou eie insig nie. Steun nie op jou eie insig nie. Ons eie insig, hoor wat ek vandag vir jou sê, is beperk. Is baie beperk. God se perspektief is vir ewig. Hier's 'n voorwaarde. 'n Oorgawe as 'n voorwaarde vir groei. En vir my is altyd die mooi om terug te kan kyk en te sien. Het mooi opgekom. God was vir my goed gewees in hierdie seisoen.
Hy's altyd goed. Maar om dit te kan sien is anderste, want ek wil vanoggend vir sê, geen groei sonder oorgawe nie. Daar gaan nie groei plaasvind in jou lewe, in jou besigheid, in jou huwelik, as jy nie in oorgawe alles oorgee nie. En hier kom dit om te vra, ek en jy moet vandag oorgee. Is dit nie wonderlik, het 'n boer berei grond voor, en dan plant hy, en na die tyd oes hy, en dan die resultaat is in sy bankrekening. En daardeur kan hy weer sy plaas betaal, hy kan sy jaar se versekering betaal, sy premies betaal, hy kan sy werkersbonusse gee, hy kan dalk moontlik vir hom 'n nuwe bakkie gaan koop, hy kan dalk nuwe implemente gaan koop. Maar dit vra dat jy moet alles insit. Wat jy saai, sal jy maai. En daarom is oorgawe so belangrik, man, daaruit vloei groei. 'n Saad moet sterf om te groei. 'n Rank moet gesnoei word om vrug te dra. 'n Disipel moet dinge agterlaat om Jesus te volg. Hierdie vraag van jou en my vandag, oorgawe. Johannes 12 vers 24, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Jy sien, baie mense bid vir groei, en dalk is jy ook een van hulle, maar baie is nie bereid om te sterf in hulle eie wil nie. Daar's sekere goed wat jy nog koester. En Vader vra dat ek in myself moet doodgaan, om toe te kan laat dat sy groei kan plaasvind. Dalk het jy meer, dalk het jy 'n probleem met alkohol, of met nikotien, of met dwelms, of met hebsug, of dalk is jy jaloers, of dalk is jy 'n probleem met pornografie, dalk is jy met iets besig wat bedrog. En vanoggend praat God met jou, dan wil ek vir jou sê dat jy juis nou op 'n plek sal kom om stil te word, om te sê ek gaan oorgee, en ek gaan U vertrou vir my wonderwerk, vir my deurbraak, vir my genesing, vir herstel, vir versoening. Dis 'n paar praktiese riglyne. En terwyl ek besig was om voor te berei vir hierdie vas, en met hierdie boodskap om oorgawe, het dit net by my uitgekom dat, jy weet dat, hoe lyk oorgawe in die praktyk? En ek het vir myself gaan sit en dink daaroor, hoe lyk oorgawe in die praktyk? Eerstens wil ek vir jou sê, begin elke dag met 'n hart wat gereed is. Staan op met 'n visie, staan op met 'n plan en met 'n droom. Here, vandag behoort my tyd, my besluite, my reaksies, alles aan U. Begin daar, begin jou dag daar. En dan moet jy toelaat om in alle areas vir God toegang te gee. Areas wat jy gekoester het, areas wat jy terughou, as gevolg van seer en bekommernis, wil Abba Vader vandag vir jou en my sê, gee oor, my sis, Boeta, gee oor, vertrou my, gee toegang in al jou areas. En as ek praat van areas, dan praat ek van jou verhoudings, jou toekoms, jou finansies, jou pyn, jou drome, jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders, jou gesondheid, waar jy God uithou. Wil ek vir jou sê, gaan jy stagneer en gaan jy nie God in oorgawe ervaar en sy wonderwerk en sy seën. En daarom is dit belangrik om dit jou gebed te maak. Leer om stil te word, want oorgawe groei in stilte. Ek moet stil wees, en dis waar dag 3 ons by bring, is om te be still and know that I'm God. Dis vandag se vas. Hierdie boodskap is gister en omdat ek gisteraan die dag se vas kon afsluit nie, omdat ons nie krag gehad het nie. Maar
Ek moet leer om stil te word. En hier is die sleutel, hier is die resep van jou en my deurbraak, oorgawe, groei in stilte. Want jy stil is, kyk jy anders, jy sien die dinge anders, ons hoor God se stem, nie altyd in die gejaagdheid nie, maar in die oorgegee, of om oor te gee in die rus. Dis wat God vir my en jou 'n storie. Verder wil ek sê, gehoorsaam my, al verstaan jy nie. Want oorgawe is, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou U. En gehoorsaamheid is die vrug van oorgawe. So laat God die tempo in jou lewe bepaal. Die tempo van hoe jy gaan beweeg in hierdie jaar en in hierdie seisoen van jou lewe. God laat werk nie volgens jou en my horlosie nie. Wag is nie tydmors nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Wag is vorming. So vrug van oorgawe. En wanneer ons oorgee, begin God werk. Wanneer ek oorgee, begin God werk. Hierdie gesondheid, ek gee dit vir u. Hierdie kinders gee ek vir u. Hierdie besigheid gee ek vir u. Hierdie verhouding gee ek vir u. Wat gebeur dan? Vrede vervang angs. Ja, het jy gesien hoe angstig is mense? En wysheid vervang verwarring. Hierdie dag is mense so verward. Mense weet net nie meer wat te kan doen nie. Mense weet nie meer wie om te glo nie. Mense weet nie meer om wat te vashou nie. Ek en jy het nou wysheid nodig. En die Here kom vandag om te sê, vertrou my in hierdie jaar. Vertrou my in hierdie seisoen van jou lewe deur om nie vas te hou nie, maar om te laat gaan. Om op 'n plek te kom om die angs te laat vervang met vrede. Groei altyd vervang dat jy nie stagneer nie. En as jy vir te lank op een plek stil sit en jy vandag voel jy moet beweeg en jy weet nie hoe om te beweeg nie, gaan soek dele in jou lewe wat jy terughou. Waar jy stagneer, gaan gepraat met God. Maak hierdie saak duidelik met jouself. Kyk in die spieël en sit dit op die altaar en vertrou die Here om te sê, Here, ek gaan U in oorgawe vertrou hiervoor. Vertroue vervang vrees. Want ek weet waar my hoop vandaan kom, ek weet waar my hulp is. In Jesaja 55 vers 8 kom die woord en hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. So God se pad en plan is hoër en veiliger as Stefan se plan en pad. En vandag vra die Here vir my en hy vra jou nie vir meer pogings nie. Hy vra vandag vir jou en vir my om oor te gee. Oorgawe. Die vraag is nie, hoeveel weet jy van God nie? Die vraag aan jou en my in hierdie dag en vir die jaar wat voorlees, hoeveel vertrou jy God regtig voor? Praat met jy oor oorgawe. Want daaruit lê groei. Daaruit vloei groei voort. Ek wil jou uitnooi om oop te maak vir die Here en dalk simbolies jou hande oop te maak. En kom in jou hart en sê, Here, ek gee oor en vorm my. Maak jou hande oop daar waar jy sit. Sê, Here, dit wat ek vasgehou het, I let go. Dink aan dit. Jou hart. Praat met God en sê, Here, ek gee dit oor. Neem 'n manifestasie om oor te gee en in oorgawe dit by sy voete vandag te sit en te los. Here, en lei ons, sodat ons kan groei, sodat ons nie kan mis wat U vir ons in storie het nie. Here, vandag lê ek en hierdie Sissa en Boeta wat saam kuier, ons eie insig en ons eie vermoëns en planne en drome by U voete neer. Ons laat los
die beheer. Ons laat los ons vrese en ons eie planne. En Here, vandag leer hom en haar om te vertrou en vas te hou met ons hele hart aan U. Daar waar ons stil gestaan het. Dankie dat ons in beweging kom, Here, en dat groei plaasvind. Ons eer en ons loof U alreeds daarvoor. Vorm ons deur oorgawe. Dankie, Here, wat ek vandag kan sê saam met hierdie man en vrou, nie my wil nie, maar dat U wil sal geskied. In Jesus se naam. Amen. Ja, vandag is dag 3 van ons Daniël vas. Ek dink is Dinsdag. En ons het Sondag, Maandag 3. God se stem in stilte. En dit is vir my so belangrik dat jy vandag, gaan na my dagstukkie toe wat ek nou net op my vanoggend 5:00 geplaas het op Pastoor Stef se page. En as jy op ons WhatsApp groep is, het jy dit al reeds ontvang met 'n mooi lied. God se stem in stilte. Sjoe. Ek self gister het gesit en uitkyk so by my, jy weet, so by die huis en so uitgekyk oor die dam. Ek het stil geword. Die Here is goed vir my. Here is die regte tyd vir my. Dankie vir hierdie tyd. Dankie vir hierdie seisoen. En ek wil vir jou ook sê, vat hierdie oomblik en stap in oorwinning. As daar dinge is wat jy moet laat gaan dit. As daar dinge is wat jy aan vashou, laat dit gaan. Rou en seer en pyn en trane, daarin is 'n vervaldatum. Maar laat gaan dinge, sodat jy nie kan stagneer en daar bly nie, maar dat jy groei in hierdie jaar. Dat hierdie die aangename jaar sal wees wat vir jou aanbreek, wat jy geniet sy volheid en sy oorgawe. Vir my was lekker geweest om saam met jou te kuier en ek wil jou uitnooi om sommer hierdie boodskap vanoggend so net te share, iemand te tag. In oorgawe lê groei. En dis waar my hart is om hierdie jaar nie uit te mis op dit wat God vir my instoor het, op sy stem, sy wil en sy plan. En daarom sit ek alles by sy voete neer. Gebruik dag 3 vandag, hierdie Dinsdag, om stil te word. Sien jou vanaand 8:00 en kyk uit om saam met jou te kuier tussen 8 en 9, wat ek dan praat oor God se stem in stilte. Het my lekker gewees om saam met jou te kuier en pas jou mooi op. God bless.